gesien klaar, hoor jy so, maar hier's fout. En toe begin ek so onder die ouens praat en goeters. Toe sê hulle, Pel, ons word nie getoets vir anabolics nie. Dis en ja, toe ek het baie goed gedoen in my groep, in die sin van ek het derde in my groep geëindig. Die eerste woorde wat hy aan my gesê het, dit is presies wat ek moes hoor. Want ek was so in eensaamheid en hartseer. Toe sê hy vir my, ek het jou nog nooit verlaat. Verseker. Hy sê, blessed are those who hunger and thirst after righteousness. Ek's honger en dors vir geregtigheid, my broer. Want God het daai goeie werk in my begin. Ek roem nie uit myself uit nie. Ja. Never. Nee, glad nie. En is dit nie vir jou frustrerend? Want as ek nou presies hoor hoe jy praat, hoe mens kyk na party Christene, is dit soos, het julle iets anders te gekry toe julle wedergebore word? Jy weet, hulle is nog bereid om te gaan sit in die nightclubs, en te suip, en te dans, en te vloek, Sondag hulle aan in die kerk op te lig. Dus ek sê, jy het nie gekry wat ek gekry het nie. Ek wil net gou vinnig hier in die begin vir die video inklim en dis 'n ongelooflike getuienis wat Johan nie deel en ek wil dit so rou as moontlik hou, so ek het niks uitgehaal nie. Alles wat hy gesê het bly net so op hierdie program. Ek weet daar's mense dalk al buite wie se kinders saam met hulle hierdie program kyk. Ek wil net waarsku, ek dink hierdie is 'n goeie een dat jy eers hom klaar kyk en dan dalk saam met jou kind kyk en definitief sekere dele van hierdie getuienis uitlaat. Johan spaar geen detail oor van die goeters in sy verlede nie en ons prys die Here dat hy kom daarmee. Ek wou net vir almal sê dat hier is donker goeters wat bespreek word in hierdie onderhoud en ek dink mense moet die goeie discernment hê. Dit is om te besluit of jonger luisteraars hierdie kan luister. So ek sal voorstel vir ouers, kyk dit eers klaar en besluit wat se dele vir jou kinders goed sal wees. Daar's onbetwyfeld goeie en ongelooflike getuienis wat hier uitkom en ek dink elke persoon in Suid-Afrika moet hierdie hoor. Ek wou net daai waarskuwing daar gegee het sodat jy kan self besluit is van die content in hierdie video geskik vir jou kinders. Nee. Okay. 100%. Okay, nee, great. Johan, baie dankie dat jy hierdie doen vir ons vanaand. Ja. Jy het 'n ruk terug na my uitgereik en dis 'n groot seëning om met jou 'n bietjie te kommunikeer op WhatsApp goed en ek voel geseën dat ek hier nou hierdie bietjie onderhoud kan hê hierso oor WhatsApp se video call. So ek dink jy kan net presies, ek gaan laat jy meeste van die praatwerk doen. Jy kan begin waar jy wil, hoe jy wil verduidelik oor die loopbaan wat jy gehad het met World's Strongest Man, waar jy tot bekering gekom het, jy weet die gevare wat daar was in daai lewe wat jy eers gehad het, waar ook al jy gemaklik is en dan sal ek maar net vra miskien helderheid te kry waar ook al dit nodig is. Yes, asseblief Robbie, laat jy maar vra. My vrou sê baie keer ek praat te veel en kom nie by die punt uit nie, maar yes, 'n ou kan nooit uitgepraat raak oor God nie, is dit nie? Amen, verseker. Want dit is altyd, dit gaan obviously hierdie afgelope 7 jaar vir my net oor hom. Ek is nou 21ste Julie wat nou verby is, het ek my 7de geestelike verjaarsdag gehad. Dit is net 'n datum wat ek net, dit stiek, ek sal nooit die 21ste Julie vergeet nie. Dit is 2019 gewees, en dis waar die absolute keerpunt gekom het, en dis wat ek maar hier buite preek ook, is daai encounter. Jy weet, het jy daai encounter gehad, want God doen natuurlik nie een encounter dieselfde nie, maar daai encounter is definitief dat jy 'n 180 van daar af doen. Dit is maar net soos ek die skrif lees, en dit is hoe dit in my lewe maar gebeur het. En as ek die skrif ook nou lees, as ek die woord lees, dan wat ek al lees is wat ek ervaar. Dis wat in my lewe gebeur, dis wat aan die gang is. Maar ja, Robbie, as jy so kortweg net, soos jy sê, 'n bietjie van die strongman ding, ek het nou die naweek in Klerksdorp weer gaan getuig op uitnodiging, en dit is so ironies, die pad wat ek toe gery het, is 'n pad wat ek in 2016 gery het, nadat my ex-vrou aantuigings gemaak het dat ek my dogtertjie molesteer. En op 'n einde van die dag het die waarheid uitgekom, soos dit ons maar altyd doen. Dit wat in die duisternis gebeur, kom altyd aan die lig. Halleluja. En dit was toe 'n pappa wat my dogtertjie by pleegsorg geplaas was, wat toe my kind gemolesteer het, nie ek nie. Maar nietemin, ek moes 'n kopdokter gaan sien weens 'n hofbevel. En ek was op daai stadium so 35 jaar oud. En ek het nou Saterdag wat verby is, die 25ste,
het ek ironies weer daai pad gery presies daarna waar die kopdokter was. Ekskuus, ek's maar nog 'n bietjie raaf op die edges. Ek sê maar kopdokter. Julle het miskien ander name vir die ouens wat Nee, wat gooi. die Hulle sielkundige. hulle gee my altyd houe oor my taal gebruik in Afrikaans, so dit help nie ons draai nou dit verander nie. Ja, tough nou. Afrikaans evolve nog en anyways, een van die jongste tale ter wêreld so. Ja. Daai groei nog seker maar nietemin, dit was net so amazing om my pad weer die 25ste te ry, die tweede keer in my lewe. En toe ry ek hom 'n hele end verby, want die kampterrein was toe 'n hele end verder. En hierdie keer het ek daai pad gery om te gaan getuig dat ek 'n nuwe skepsel is in God. Waar ek daai tyd die pad gery het, was ek nog 'n heiden. En ek moet net so kortweg sê, want dis eintlik waar die hele ding basies moet begin, is by die dame wat 'n sielkundige is en wat vir my net maar basies 'n evaluasie gedoen het en 'n klomp vrae gevra en bla bla bla, en hier op die einde toe wil hulle my basies vir 'n paar maande opneem in 'n psigiatriese hospitaal. Want toe sê sy nee, maar daar's maar 'n bietjie sielkundig fout by jou wel. En praat toe van so R50,000. Sê ek, luister jy, ek het nie eers 'n mediese fonds nie. Ek weet nie hoe gaan ek hierdie klas van geld opdok nie, anyway. Toe sê sy nee, okay, dan moet ons maar kyk op pille. Ons toets maar hierdie pille, toets daai pille, ons kyk maar wat werk. En sy het daar 'n voorskrif uitgeskryf en so toe sy my groet, het sy net so terloops genoem, Johan, ek dink jy het God nodig in jou lewe. Dis nou maar actually wat sy heel eerste moes voorgestel het, maar alright. En toe sê sy, maar jy moet dalk oorweeg om by 'n gym aan te sluit, want dit doen ouens soos jy goed. Alright, ek het 'n boerseun groot geword, Robbie, en ek het 'n geweldige harde upbringing gehad, groot geword. My pa, oom Jack Els, was 'n geharde ou boer. En hy het nog van die old school fashion geglo van jy sal definitief uit die sweet van jou aangesig jou brood verdien. So ons het maar baie hard gewerk en hier in die plaaslike omgewing was die Els kinders maar bekend as die kinders wat maar so nou en dan by die skool opgedaag het, want hulle was maar voltyds op die klas. Maar ja, ons het 'n baie harde upbringing gehad. My pa was 'n harde man gewees. En my ma was sy 4de vrou. Sy 3de vrou het hom ook by 'n psigiater gehad en hulle het hom basies psigopaat gedoop, of wat ook al die diagnose was. So ja, my pa kon in 'n oogwink verander van engel na duiwel. En dit was 'n rowwe lewe gewees. Ek gaan nou nie te veel daarin gaan nie, maar nietemin, ek kom toe terug huis toe, ek probeer die pille, Robbie, dit werk nie vir my nie. Yes, dit sit jou in een of ander beswyming, en ek sluit toe, weet jy, ek gaan nie pille drink. Sy het my gediagnoseer met ADHD, en ek weet nie, dis maar net op haar observasie. Soos sy sê, party kinders ontgroei dit, maar party ons vat dit in hulle groot menslewe in, so iets. Vandag kan ek net eerlikwaar sê, ADHD is vir my eintlik 'n superpower, dis nie 'n siekte of iets nie. En ja, ek kom sluit toe vir die eerste keer in my lewe aan in 'n gym. En ja, ek het dit baie geniet, want die oefening release lekker dopamine en dit laat my goed voel oor myself en alles. En terwyl ek daar by die gym is, kom 'n ouetjie daar aan en hy sê, "Yes, Johan, gaan jy nie na die Arnolds toe nie? Jy's lekker sterk, gaan neem deel daar by die strongman kompetisie." Ek kyk die ou so, ek 700 vraagtekens. Arnolds, wat is dit? Ek het boerseun groot geword, Robbie. Ek is nie streetwise nie, ek is nie 'n stadseun nie, ek is 'n boerseun. Die ergste nonsens wat ons aangevang het, is om 'n bietjie donkie mis te rook met ons rietpype wat ons self gemaak het. Maar ja, daar's ander goeders wat ek sal getuig van op die plaas waar dit maar rof geraak het. Veral met wel is. Dit is, kyk, dis nou 'n ander klas monster daai wat jy liewers nie wil wakker maak nie. Maar ja, ek het die gym baie geniet en die ouetjie bring toe vir my sommer 'n tydskrif daaraan en ek sien toe daar die kontak besonderhede en alles.
En ek besluit, well, why not? What the heck, why not? Ek kontak die ou Robbie, vandat ek aangesluit het by die gym, tot waar ek deelgeneem het by die Arnold Classic in 2016, was 'n verloop van 3 maande. Liewe Roughly. ouers. Jy het voor dit niks geoefen, gegym. Dit was net soos plaaswerk wat jy gedoen het. Exactly. In 3 maande. Ek het, ja, Dit is belaglik. ja. En natural ook. En wat het jy omtrent geweeg daai tyd? Net om ons 'n idee te kry. Hoe groot was jy? Ja, ek was so 120 kg. Omdat jy so ek wil uit nature is jy natuurlik net 'n groot mens. Dis die Ja, ek het groot struktuur, maar jy weet, dis wat ek vandag kan sê, daai jare op die plaas het jy as kind geskiem, wat te hel, jy weet, jy werk soos 'n slaaf en jy word jy weet dinge het net nie daai sin gemaak nie, maar jy weet, vandag as ek terugkyk, sien ek maar net hoe God alles ten goeie laat meewerk. Ja. Dat hy so solid struktuur, so solid fondasie basies as kind vir my gegooi het, Ja. dat toe ek op die ouderdom van 36 en 'n half basies in 'n gym instap, was dit nie vir my, weet ouens sê hulle gaan gym toe en dan het hy nou so hard geoefen. En dan is like, pel, jy's onder air conditioning, onder 'n dak en jy's 'n uur daar dat jy nou hard geoefen. Kom try bietjie hele dag in hierdie noordwes son staan met 'n graaf in jou hande en water. Ons het vloedbesproeiing gedoen daar op die plaas, Robbie, so jy het die hele dag graaf gesteek wel. Jy het die hele dag soos 'n vraagteken gestaan. Ja. Tot so 'n mate dat ek weet nie of jy bekend is met die term hyperlordosis. Ja, soos 'n lordose is soos 'n platrug, is soos as jou larig jy weet dit is 'n postuurafwyking. Ja, daai curvature van my laarrug, is 90 grade. 90 grade, liewe ou. Ek sê ek sal vir jou X-ray stuur die dokters. Ja, ek sal dit hier insit, ja, jy moet stuur. Ja, en nou die laarrug, geweldig pyn reg deur my loopbaan, maar die dokter het net gesê, hoe doen jy ewen Enigiets. Maar dis as gevolg van inflammasie wat ek in my laarrug gehad het as jong seun, en toe het my rug heeltemal net in 'n vraagteken ingetrek, dat hy sy curvature, 'n normale curvature is 60 odd grade. Ja. Jy weet, daar onder jou laarug, hy maak so 'n curvature en dan gaan hy op. Ja. Maar ja, ek het So 'n wat- hyperlordosis. So waar jou vertebra, waar jou spine soos by jou pelvis aankom, daai L5, daai laaste paar vertebra, is dit daai deel wat so joh, ja, Ja, dit moet onmenslik seer wees om heeltyd te loop met dit. En hierdie werk op die plaas sê dis hoofsaaklik soos spit, graaf, sulke werk wat jy heeldag want doen. Vooroor jy's buig. heeldag gebukkend. Ja, exactly. So jy het letterlik jou rug, jy weet, in 'n postuurafwyking ingeoefen. Jy was nie so gebore nie, jy het 'n gesonde rug gehad en oor elke dag hierdie tipe werk doen. Jo. Korrek, want onthou jou liggaam groei nog as kind, jy weet, en daar's 'n ou gesegde wat sê buig 'n boontjie terwyl hy jonk is, maar ek beloof vir jou, as jy hom te veel buig, kan jy kan hom breek. Jy kan hom breek, ja. Jy kan hom definitief breek. Maar nietemin, ek het die gym geniet en 3 maande later toe neem ek deel by die Arnold Classic in Sandton, en dit was 'n 3-dag event. Ons het die Vrydag deelgeneem, ons was die Saterdag af en dit is die Sondag die laaste items gedoen. Ek het die Saterdag sommer daar rondgeloop en bietjie rondgekyk en toe is daar 'n strict armkel. Toe het ek daar sommer vir die fun deelgeneem. Toe het ek 'n Afrika rekord daar opgestel. Yes. En hulle het my 2 goue medaljes. Is vir die rekord en vir die eerste plek. Vir die strongman nou. Vir die sterk man dat jy Nee, vir die strict armkel. Okay. Jy vir die rekord, ek het jou, okay. Ja, ek het teruggekom huis toe met 3 goue medaljes. En toe ek die Sondag, soos ek sê, ek het net vir die fun gaan deelneem. Ek het regtig nie gedink ek gaan enigstens wen nie, Robbie. Maar nietemin, die Sondag was ook my verjaarsdag. Dit is die 29ste Mei 2016 op die ouderdom van 36 toe wen ek die Arnold Classic Strongman Amateur. En ja, toe ontplof daar 'n hele strongman carrière vir my en dit is maar net toevallig dat die een papier nog steeds hier lê. Ek is besig om 'n boek te skryf, believe it or not. Ek het nooit in my lewe gedink ek gaan 'n boek skryf nie. Nee, dis great. Boek se naam is Africa's Strongest. Maar ja, hierso, congratulations, men's open division first place. You have qualified for the
Arnold Amateur World Championships 2017. This event will be held the first weekend in March 2017 in Columbus, Ohio. Blah, blah, blah. Hotels, etc. will be posted on the website for assistance. Arnold's Classic Amateur. Ja, en toe word ek uitgenooi en toe ontplof daar net 'n strongman carrière vir my. Want toe kort daarna toe word ek uitgenooi vir World Strongest Man as 'n hulle het dit daai tyd genoem as 'n reserve athlete. En toe het een van Britannia se ouens onttrek weens 'n spinnekop byt of iets en boom, daar's ek in 20 ja, toe ek inpel, toe ek in groep 6 saam met Brian Shaw en Mateusz Kieliskowski nog steeds natural. So jy het nie die normale kwalificeringsproses gevolg om aan daai World Strongman deel te neem. Jy sê jy was 'n reserve. Ja. Okay. Hulle het my net as 'n reserve ge-invite en natuurlik betaal hulle vir al jou vlugte en verblyf en alles. En dis nou dit is die finale. Ek weet World Strongest Man het verskillende vlakke. Is die nou die laaste, die hoof groot kompetisie waar al die heel bestes in die wêreld in deelneem? Korrek. Liewe. En jy sê was heeltemal natural al die pad tot daar. Exactly. Ek het genuine gedink ouens word getoets vir anabolics eerstens. Ja. Want die goed was vir my al reeds aangebied by die gym. Ja. Soos hierdie gym eienaars maar doen. Hulle dis eintlik waar hulle groot geld deesdae in lê is om anabolics te verkoop aan hulle. Definitief. En ouens wat daar gym ook, jy weet, smous ook die goed, bodybuildertjies en almal. En maar toe het ek dit eers in 'n vrees, want ek was onbekend met die goed en ek het nou maar stories gehoor van anabolics. Dus ek maar eerstens bang vir dit en tweedens weet ek wil nie op 'n platform gaan en jy weet positief getoets word vir goed en dan gedisqualify word vir goed nie. Maar dit was in Kasane, Botswana, waar ons event gehou was en jy weet toe ek tussen ouens soos Eddie Hall en Brian Shaw en jy weet groot name, Sadruna Savikas. Ja. En die oggend sommer daar op ontbyttafel sien ek sommer hoe jy weet ek moet seker nie ouens se name noem nie, maar dan sien ek hoe lê sommer sy anabolics daar en drink hy sy oral anabolics. Ja, ek dink almal weet soos al daai ouens gebruik verseker. Dit is daar's nie twyfel. Ja, want hulle toets jou nie by World Strongest Man nie. Nee, soos ek het dit toets. Ja, jy moet 'n medical pass want jy moet nou nie op hulle verhoog gaan dood neerslaan nie, want dit gaan sleg vir hulle lyk. Ja, natuurlik. So jy moet 'n medical pass waar jy net in sound health is, waar jy weet nie te hoë bloeddruk het nie en al, want daar het al ouens op hulle platforms hartaanvalle gekry en dood gegaan. Ja. Ekskuus 2017, dis die jaar wat Eddie Hall gewen het, is dit nie? In Botswana, nee? Ja. Hy daai jaar gewen. Ja, ek's nog in 2016 nou. Jy is op by 2016, dis jou eerste appearance, ek is saam mee, okay? Eerste appearance, eerste keer. En hierdie is in Botswana, hierdie 2016 appearance. Kasane, Botswana. Okay, ek saam mee, okay. Ja, en daar het ek maar gesien, klaar, hoor hierso, maar hier's fout. En toe begin ek so onder die ouens praat en goeters. Toe sê hulle, "Pel, ons word nie getoets vir anabolics nie." Dis En ja, toe ek het baie goed gedoen in my groep in die sin van ek het derde in my groep geëindig. Ek het obviously nie gekwalifiseer om deur te gaan na die top 10s toe nie. Want daar's eers 30 ouens wat in groepe meeding tussen mekaar. Okay. En dan die top 2 van elke groep gaan deur en dan jy die top 10 sterkstes in die wêreld. Hulle ding mee teen mekaar en dan word die sterkste man ter wêreld bekroon. Ek het jou. Alright, so daar deelgeneem, derde in my groep geëindig. Ek was baie happy met myself en dit was 'n amazing experience, jy weet. Jy het altyd hierdie ouens op TV gesien en hallo en behold, hier is jy nou saam met hulle. Dit is massive gewees, jy weet. Dit was vir my 'n bietjie it broadened my mind also, jy weet. Jy's hier in 'n plattelandse dorpie groot geword en nou loop jy tussen die sterkstes in die wêreld rond en jy's een van hulle. Ja. So dit was massive, jy weet, en dit het my ook laat beter voel oor myself, jy weet. Jy het altyd daai kompleks gehad van want jy weet, ek was maar baie afgebreek op skool en selfs deur my eie pa ook. En jy weet, sticks and stones can break my bones, but words can do me no harm. Wat 'n leed. Wat 'n leed. Jy weet, woorde slaat onsaglik hard. Ja, verseker. En lewe en dood is in die mag van die tong. So met die accomplishments het ek natuurlik begin al meer
En soos Mateusz Kieliskowski van Poland eendag vir my net gesê het, hy sê, brother, you just been improving year by year, you just been getting stronger and stronger. En ja, ek het elke jaar progressief net sterker en sterker en sterker geword, waar ek in 2019 was ek in die piek van my strongman carrière verseker. Maar ja, ek kom toe terug van Kasane af, en ek gaan sien my sportgeneeskundige hier in die buurdorp, Jan Kempdorp. En ek vra vir die dokter, hoor hier Pel, hy sê, hoor, as jy enigstens in daai sport wil, sal jy moet anabolic PED's gebruik. Seker. Jy weet, en soos baie dinge in ons lewens, kom ons by 'n T-aansluiting, nou moet jy 'n besluit maak, Pel. Nou is dit jy of nee. Dit is, gaan ek dit doen of gaan ek dit nie doen nie? En dis die groot ding van ons almal in hierdie, want eerstens, obviously, die mense vrees God nie. Dis logies, want dis hoekom dit gaan soos dit gaan in hierdie wêreld. Seker. Maar Spreuke 3:5 som dit mos so mooi op. Ken God in al jou weë. En hy sal jou paai gelyk maak. En jy weet, obviously, het ek nie God geken in die saak van, gaan ek nou begin anabolics gebruik. En ek het die besluit geneem, en ek het my eerste cycle begin doen, laat in 2016, onder guidance van my afrigter, hy is daar in Bloemfontein. 2016 was jy nou hoe oud? Hoe oud is jy toe? 36. 36. So dis die eerste keer wat jy enige steroids gebruik het. Begin 36. Met PED's, letterlik my eerste cycle, soos ons dit noem, begin gebruik het. En dan begin maar liggies. Jou dosages is baie klein, want jou receptors is baie gevoelig. Maar soos jy progressief maar op die goeders, moet jy altyd hoor en hoor dosages begin gebruik, net om dieselfde effek te kry. Selfs met drugs ook, jy weet, enige tipe verslawing ook, jy moet altyd meer en meer gebruik, net om die volgende high te vang. Ja. En dis maar basies steroids, is maar net dieselfde. Hierdie is amper soos 'n langtermyn tipe verslawing. Nie in die sin van soos jy weet heroin en daai goeie wat jy voel, okay, ek moet nou nog een kry nie. Dis nou vir jou, ek het nou lekker geoefen vir hierdie 6 weke of 6 maande wat ook al. As ek weer soos dit wil voel of beter wil voel, dan gaan ek nou moet weer dit gebruik. Of ek gaan moet iets erger gebruik om net op dieselfde vlak te kom. So dis ook verslawend, maar nou nie in dieselfde manier as ander dwelms, as ek dit reg verstaan, hè. Dit is omtrent, dit gaan jou gehoek hou, want anders dan gaan jy basies meeste van jou gains verloor, as jy net van die goeders afklim. Korrek. Ons combine dit natuurlik met GH, waar jy redelik van die gains behou, maar nie alles. Ja. GH, growth hormone. En dan, jy weet, die sin, dit kom by wanneer jy on cycle is, hulle praat mos van off-season, on-season, dis mos die taal wat hulle gebruik, dis maar alles wat ek geleer het in die strongman clan, dis maar die taal wat hulle praat. Maar as jy nou off-season is, Pel, dan vang jy vir jou lelike depressie, as jy af van die goed af moet kom, as jy vang lelike dips, ou maat. Dit is, ek sal vir jou sê, jy is selfmoord. Ja, en jy kan dit nie beheer nie, hè? Want ek bedoel, as 'n hormoon vir jou sê, jy voel nou sleg, jy voel nou depress, jy kan niks aan doen nie. Jy kan nie, jy weet, jou mind net sterker maak, dit is hoe jy voel in daai oomblik. Ja, kyk, 'n man moet 'n normale vlak van testosteron hê. Jy weet, maar nou as jy van daai goed afkom, slaat jou test amper na 0 toe. Want nou gaan jy op daai skoonmaak cycle, waar jy nou eers weer jou eie goeders heraktiveer en goeders, en dit is 'n proses, ou maar, dis nie net wham bam, nou as jy dan nou weer terug op jou normale test en jou pineal gland dit nou weer begin vir jou testes sê, hoor hier, begin werk nie, want ek wil sommer prontuit vir jou sê, wanneer jy op daai goed is, krimp jou testes soos rosientjies weg. Ja, daar's niks. Daar's amper niks. Ja. Ek sê dit prontuit vir jou. Ja, jy kan nie meer self testosteron produseer nie, dit raak so erg dat jy is heeltemal afhanklik van hierdie kliertjie hier tussen jou breinlobbe, hy monitor mos hoeveel testes in jou liggaam, en dan, as hy sien, hoor hier, daar is meer as genoeg, dan gaan hy op vakansie, want hy het nie werk nie. En dis ook die groot gevaar is, as jy te lank op die goed is, gaan hy ou op permanente vakansie. En jou liggaam sal nooit ooit weer dieselfde funksioneer nie. Ja. Ek is God ewig dankbaar dat ek hierso sit, en nog hier waar ek sit, is ek glad nog nie eens op TRT nie, wat jy natuurlik test replacement therapy noem, omdat jou liggaam nie meer normaal produseer nie.
En that's but only by the grace of God. En natuurlik 'n baie goeie afrigter wat hier goed vir my mooi uitgewerk Mooi het sodat geleer ek het. 3 maande op, 3 maande af. Jy weet, Ja. ons het baie keer dit gepush want dit is kompetisie na kompetisie en jy moet op cycle wees as Ja. jy gaan deelneem. Ja. Dit is logies. En ek dink ook dat jy so laat begin het, nê? Ek dink dit is 'n groot ding wat Yes. baie van die kykers moet verstaan is, jy weet, jonger Yes. ouens wat met hierdie goeters rondspeel, as jy weet jy kan nog ordentlik testosteron produseer tot op 35, 40 of so, maar vir al daai jonger jare, as jy dan al begin met die goed, dan gaan jy dit afsny vir die res van jou lewe. So as jy op 21, 22 op hierdie goeters klim, moet jy verstaan, jy's op dit for life, chom. Jy gaan, en soos jy nou gesê het, die sielkundige effek hiervan is die groot ding wat ek dink baie van die ouens miskyk of nie aan aandag gee. Hulle dink net aan om sterker of beter te lyk in hierdie goeters en nie te besef hoe jy jou mental capacity totaal en al gaan vernietig in die tyd wat jy van dit moet afklim nie. Ek het al opgelees oor hierdie goed in die laaste tyd dat dit blykbaar tot jou brein laat krimp, Robbie. So jy raak dommer. stupid as jy op. Yes. Net soos alkohol, dit maak jou breinselle lam en dan vet dit. Ja. Maar hierdie goed maak letterlik dat jy naand regtig soos 'n gorilla mannetjie is. Jy het hierdie massive bulk muscle, maar jou brein is geen muscle at all nie. Maar nietemin. Die realiteit gou 'n idee, ekskuus, gee net gou 'n idee, 'n 3 maande cycle, wat kos dit omtrent? Wat jy nou gevat het daar aan die begin? Kyk, hulle het op 'n stadium het HD Labs my begin sponsor, maar net ook so halfhartig, jy weet, nie vreeslik nie. Maar ja, dit jaag ontsaglik baie geld uit jou sak uit. Die GH alleen het my so 2.500-3.000 rand 'n maand gekos. Joh. Net die growth hormone en dan is dit 'n super bulk en anapalins en die Dynabols en ek het op die laaste 2019, 2018 het ek begin op halo testing gaan as ek nou gaan om deel te neem. Halo testing is 'n bulte maat. Jy is net so 2 weke wat jy op hyding kan wees. Hy's maar rof op die niere en op die lewer. Ek het nog nooit eens gehoor van die ander goed wat jy genoem het ek al van gehoor, maar daai ding het ek nog nooit van gehoor nie. Dit klink sommer rof. Nee. Ja, kyk hy het geen waterretensie nie. Is heeltemal droog. Maar hy maak jou onsaglik sterk en aggressief. So dis al daai Kyk, goeters in 'n 3 maande. Jy het al daai goeters gebruik gedurende 'n 3 maande periode wat jy op het is. Korrek. Ja. Nee. En ja, dis sommer lag 5, 6, 7.000 rand 'n maand. Ek weet van bodybuilders wat oor die 10.000 rand 'n maand aan hulself spandeer. Jy weet, dis crazy, jy weet, al daai geld net op jouself uitstort. En is presies waarop dit afkom want op 'n ander van die dag was strongman vir my net 'n absolute idol. Dit is 'n afgod. Dis 'n afgod. My hele van die môre wat ek opstaan tot ek gaan slaap, is net wat eet ek, wat oefen ek, wat is die program, bla bla bla. Ek moet nie weet daai kan is dit net strongman die hele tyd. Dit neem jou hele lewe in beslag. Ja. En dit kom eintlik van 'n plek soos ek hier dan kyk, dit kom van 'n plek van 'n sekere sin van insecurity af, nê? Soos in 'n manier van dat jy insecure is in jouself en dat jy wil voel jy moet hierdie ding bewys vir almal van jy weet kyk hierdie goeters wat ek kan doen. Soos jy gesê het van die abuse en goeters emosionele abuse wat jy deurgegaan het toe jy jonger was, is hierdie natuurlik 'n compensation vir dit. So jy saamstem met dit dat meeste van die ouens in daai industrie is daar dalk 'n insecure agterding in jou agterkop. Verseker, even vir my pa, wou ek net vir my pa, ek wil net daai pat on the back gehad het vir my pa wat net sê well done my kind. Jy's pa is trots op jou. Want ek het dit never geken nie. Ek het dit nooit geken nie. My pa op die einde van die dag was trots op my die dag toe ek kom na Jesus toe lei. So, amen. Ja, dit was awesome, maat. Ek het sy sterfdatum in my Bybel neergeskryf. Ek is in 2019 wedergebore en my pa was nog 2 jaar na dit gespaar. Hy het net nie 87 geword nie. Jo. Ek was die enigste ou saam met hom in die kamer toe hy sterf ook. Maar so 'n paar maande van tevore het ek sy voete gewas en ek het saam met my pa gebid. En toe daai blou oë van hom so optraan. Nou oom Jack het 'n ding gehad, as hy gesê dit is goed so, dan was my pa nou baie tevrede. En toe my pa vir my sê dit is goed so my kind, met trane in sy oë. Toe sien ek die blinkmorester opgaan in daai ou man se siel, verstaan jy? Ja, amen. En I saw my father receive Christ when he was almost 87 years old. Because of religion, jy weet. My pa
was so seer gemaak deur kerke, dat hy wou net niks met niemand enigstens in daai atmosfeer te doen gehad het nie. Ek weet van 'n spesifieke insident waar my pa eendag 'n dominee goed wou wetter. Want toe kom hy op 'n gesprek af wat die dominee met sy suster het, waar hulle nou beplan om my pa se suster se dogter te help om 'n abortus te kry. Jo. En die dominee moes vlug vir sy lewe, want oom Jack was 'n gevaarlike ou. Ek het nog nooit my lewe 'n ou ontmoet wat so vreesloos was soos my pa nie. Jy moenie met daai ou gepeter het nie, want hy is 'n rowwe ou toppie gewees. Hy sal jou lewe van jou af weggevat het en nie sleg gevoel het daaroor. Dis maar al wat ek kan sê. Dis 'n rowwe ou man gewees. Maar ja, hy het gestaan vir dit wat reg is. Maar ongelukkig het hy nie genoeg geweet. En ongelukkig, my people perish through a lack of knowledge, not sin. En as my pa beter geweet het, sou hy verseker beter gedoen het. Maar omdat, hy het altyd gesê, julle mannetjies moet wegbly van hierdie blink liggies af. Julle moet wegbly van daai hole af. Jy weet, het ons altyd gewaarsku teen die gevare hier buite. Maar hy het ons nie toegerus met die volle waarheid nie, want hy het nie die volle waarheid geken nie. Hy sal byvoorbeeld altyd gesê, ken jou Bybel en lewe daarvolgens. Maar hy het nooit die Bybel vir ons gelees nie. Hy het nooit die Bybel principles gevolg nie. En jy sien, dit laat my dink altyd, jy weet, baie van hierdie blaam voel ek moet gesit word op ons kerkleiers. Soos die kerkleiers wat in sy lewe was, het die verantwoordelikheid gehad om vir hom hierdie goed ordentlik te leer. Jy weet, om vir hom te leer hoe belangrik is om jou kinders groot te maak in die woord van God. En die blaam is op hulle. En dit is die ding, jy weet, en Johan, kom ek sê vir jou, dis 'n groot rede hoekom ons hierdie kanaal begin het, want ons identifiseer dit in ons land vandag. Jy weet, dat mense gaan kerk toe oor, soos jy gesê het, oor religion. Jy weet, oor tradisie. Hulle gaan kerk toe, want hulle pa het kerk toe gegaan, hulle ouma het kerk toe gegaan, maar hulle het nie 'n verhouding met die Here nie. Hulle is nie regtig wedergebore nie. Ons het hierdie amper afvallige teologie in soveel van ons kerke, en dis nodig dat die leiers opstaan volgens die woord van God. En jy weet, nie vir mense aanmoedig om 'n abortus te kry nie. Want die Bybel praat direk teen dit. Dis mooi, ja. En wat jy daar aanraak is exactly, want my pa was ek het nie aangesluit of wat is hy was in die aangeneem en voorgestel, daai goed. En gereformeerde doppers, né? So hierdie hande wat jy hier sien, het elke maand 'n skaap geslag en opgesny. Want dan kom die dominee en die ouderlinge aan. Dan maak hy kar se boot soms so outomaties oop mos, want nou moet die vleis daar ingelaai word en ek weet nie wat als nie. Dan kom doen hulle nou huisbesoek, né? Dan word die kinders uitgejaag. Want hulle gaan nou nagmaal hou. Jy hoor wat ek sê? As daai ouderling of dominee net ten minste die bloedige kruis aan oom Jack Els kom verkondig het, was ons lewens vandag in die ons het 'n pragtige rivierplaas verloor, Robbie, weens my pa wat nie, jy weet, 'n goddelike geesvervulde man was nie. Ons lieflikste rivierplaas verloor, my man. Die duiwel het net gesteel en geslag en verwoes. Nou kom hy sodanige godsmanne daaraan. Hulle kom al net hulle slagskaap, bedien my pa kastig met nagmaal, daar gaat hulle stofstreep uit by die plaas. Ja. En it's back to normal. Ja, dis so, en kom ek sê vir jou so, en ek dink 'n paar ouens gaan my seker houe gee, van ek weet nie hoe baie jy bekend is met dit, maar dit is soos die gereformeerde kerke het hierdie kalvinistiese siening. So met ander woorde, hulle glo, God kies wie gered word en wie nie. So verstaan, hulle het nie, en dis nie almal van hulle, laat mense my verkeerd verstaan dat ek veralgemeen nie, maar as jy 'n kalvinis is, in 'n sekere sin het jy nie 'n rede om vir die ou, om te evangeliseer tot 'n groot mate nie, want jy glo God kies wie word gered of nie. So Titi en daai ouens wat daar gesit het en gesê, ons weet God het of jou pa gekies, of nie, so is nie regtig nodig dat ons met hom die evangelie deel in hierdie manier, dat hy wedergebore raak nie, want dit is hulle teologiese siening. Jy weet, ek veralgemeen dit nou grootliks, maar ek dink soos daai in hulle agterkop hierdie kalvinistiese siening in baie van hierdie gereformeerde kerke, die NG kerke en so, het 'n massiewe impak op hoe jy die evangelie vir mense bring, want jy glo God op die einde van die dag besluit wie's gered of nie. Ek en jy het nie verantwoordelikheid op dit nie. Jy weet, ek en jy het nie die vermoë om te kies gaan ons vir Christus volg nie. Dis net God besluit dit. Sy soewereiniteit override enige menslike vermoë om te kies. So jy hoor wat ek sê, ek dink dit is 'n teologiese probleem waardeur jou pa gegaan het met hierdie pastore. Jy weet, dit is altyd wat ek dink 'n groot misleiding is in ons kerke vandag.
Ja, dit was 'n ouderling wat daar aangekom het altyd in een of ander dominee, want hulle het verwissel so, ek dink in daai stadium was daar so 3 wat gekom en gegaan het. Maar my pa het ons nooit kerk toe gevat, my ma het ons altyd gevat. Ook nie elke Sondag nie. En dan moes hy jou gedurig hou met 'n naald of iets steek net om wakker te bly. Dan hulle preek vir jou so aan die slaap. En dank Vader, nou en dan slar daar 'n deur toe, dan is almal daarom goed wakker. Maar dit is pateties, en dan sit jy daar in daai gemeente, want eenmal 'n maand waar ons nagmaal bedien. By the way, ek weet nie of julle weet nie. En dan sit jy daar, ek sê vir jou, my bek het gewater. Ek wil ook deel hê aan daai tafel, maar jy's nog nie aangeneem en voorgestel, sulke snert. En dan obviously bedien hulle egte drank ook, regte wyn ook, jy weet. Ek weet nie, maar ek gaan net sommer prontuit sê, ek is 'n man wat vir 10 jaar drank verkoop het, Robbie. En nou, dat ek ook meen, ek het die gees van God. Ek haat drank. Amen. Ek wil nie eens 'n leë drankbottel sien nie, pel. Amen. Daglied begin met die woorde van kus my met die soene van u mond, want u liefde is beter as wyn. Maar Robbie, daai ouens kom met kweekskole uit, my maat. Is dit Johannes 14 wat vir ons sê, dat die Heilige Gees sal ons alles leer. Weet, daai ou, hy's geïndoktrineer, hy self deceived, maar nou wil hy vir jou kom vertel, want hy's nou 7 jaar of wat ook al in 'n kweekskool geleer, hoe om jou te kom vertel van Jesus, en soos een evangelis eintyd gesê het, nobody ever came and talk Jesus to me. Jy weet, niemand het daai Jesus aan my kom voorstel van Golgotha nie. Ja. Ja, ek dink so gedurende dis my pa se geval gewees. Ja. En ek het die voorreg gehad om my oudste seun te wees van my pa. Omdat ek Jesus ge-encounter het Jesus in my na my pa toe gekom. En God het Jack Els se oudste seun gebruik en homself gereveal. Want wat sê die skrif? Groter is hy wat in my is, want dis die enigste religion waar daai God kom en binne in jou kom woon ook. En jy weet, the old man has died, it's not I that live anymore, but Christ that lives through me now. Met ander woorde, God het Jack Els se voete gewas. Presies, ja. Met my hande. Ja. Jy verstaan? Want Jesus sê in Johannes 13, toe hy ook die voete gewas het, wie my, want hy het hulle uitgestuur en gesê, wie julle ontvang my. En wie my ontvang hom wat my gestuur het. Amen, ja. Maar dan moet jy 'n ware geesvervulde, bloedgewaste kind van God wees. Ja. Presies, en vat ons bietjie na daai oomblik toe wat jy gesê het, nou jy die Here ge-encounter het, wat jy wedergebore geraak het, en begin besef, hier moet 'n draai, hier moet 'n verandering nou kom. Jy sê die initial saadjie, klink dit vir my, wat geplant was die sielkundige, wat vir jou gesê het, jy kort God. Ja, soort van, Robbie. Ek meen, dit was net so 'n mention. Okay. Dit was actually die prioriteit, is dat ek het God nodig gehad, maar dis waar God, obviously, want he doesn't call qualified people. He calls you and he qualifies you. Soos ek nou die dag vir 'n jong meisie gesê het, wat vir my gevra het, oom, hoe berei jy voor as jy uitgaan met die evangelisasie uitreike? Nou, initially hier in die begin is jy nog 'n spiritual baby, nou probeer jy voorberei. Maar ek sê vir jy sê, as jy daar voor hy mense staan, sê jy glad nie wat jy kastig voorberei het nie. Dit is net iets heel anders. Want die gees van God neem oor, en hy werk deur jou. En toe, my antwoord vir haar was dood eenvoudig, ek berei nie voor nie. My hele lewe was 'n voorbereiding vir dit wat ek nou doen. Ek verstaan wat jy sê. Ja. Dit is maar net wat is. Ek meen net soos Paulus, ek meen sy hele lewe, God het hom voorberei ewen terwyl hy nog 'n fariseer was. Ja. Want hy was 'n fariseer, jy weet, hooggeleerde fariseer. Ja, ek wil net daar 'n punt maak dat ek dink met evangelisering is ek saam met jou dat ons nie jou voor te berei nie. En ek dink party mense kan al confused raak wanneer mense preek doen. Jy weet, wanneer jy met die skape praat, dan is dit natuurlik nodig om voor te berei en eksegese te doen en na die skrif. Ek wil net dit duidelik maak. Ek seker jy sal saamstem met dit, want paar ouens sal dalk miskien dink jy verwys hier na preek ook. Ek stem saam met evangelisering. Dink ek is dit goed om jy weet, soos jy sê, is dit nie nodig vir noodwendige voorbereiding. Jy mens kan daar praat en uit die heup uit skiet en die Heilige Gees sal dit lei. Maar wanneer mense preek voorberei is daai diligence om die woord van God aan mense getrou te gee net belangrik. So ek wil net dit
Ja, duidelik maak, ja. 100% en ek is 'n geroepe evangelis. God het dit vir my duidelik gemaak in die skrif. Net so 'n jaar na my wedergeboorte toe weet ek verseker, I'm an evangelist and that's my calling for the rest of my life. Amen. Ek is nie so seer 'n shepherd nie. Maar ja, God sal my soos nou aan hier net na 2 die oggend maak hy my wakker en dan hardloop hy gou die ding deur en gee vir my die preek. Ek meen, soos my broer ook, jy weet my broer is 'n ontsaglike, my jonger broer De Bruin, hy's 'n ontsaglike ingenieur en hy sê altyd hy bou vir boere nie wat hulle soek nie, maar wat hulle probleem oplos. En De Bruin het vir my al gesê, hy sal byvoorbeeld 'n ding nou gaan kyk wat 'n boer mee sukkel en dan sal hy gaan slaap en dan word hy net die volgende oggend wakker met die plan. Jy weet, en dis soos Noag. God gave him the plan to build the ark. En in Jeremia sê die skrif vir ons, en God het die boer geleer hoe om te boer. Jy weet, hierdie ding wat die Afrikaners sê, 'n boer maak 'n plan. Okay, nou waar's God? So jy roem nou uit jouself uit. Nee, wel, God gee jou die plan. Jy voer dit uit, man. Amen. En so gee God ook vir my die woord wat ek moet verkondig en dit vloei net. En dis fantasties. Ek is net 'n instrument in sy hande. Hy is die donkie en hy ry vir my in Jerusalem. Halleluja. Amen. Maar nietemin 2019 was 'n amazing build-up gewees. Ek word uitgenooi na Talks and Chops toe en die dinge is aan die gang, Robbie. My prep is fantasties. Alles loop net goed. Alles is great. Alles is on point. Ek is so sterk soos 'n bees. Ek het die vorige jaar die Afrika deadlift rekord gebreek, 405 kg. Hierdie jaar rep ek sommer 400 kg. Yes. So, ja. En in 2018 het ek 6de in die wêreld geëindig met 'n erg linker beseerde skouer en 'n regterhand wat oopgeskeur was. Slaat ek nog steeds 'n 6de plek in die wêreld Yes, well done. in die Filippyne in Manila. Dankie, Robbie. En die ouetjie wat net voor my geëindig het was Amerikaner Martins Lysies. En hy was 5de en ek was 6de. En ek sou hom uitgestof het ek nie my regter skouer en my regterhand so seer gemaak nie. My regterhand het 'n ontsaglike probleem. Ek het die een pinkie afgeskiet in matriekjaar. Hierdie vinger is so te sê vergrys gewees. Hierdie seening was af. So my regterhand het 'n bietjie 'n terugslag met grip want sy senuwees en goeters was net te seer gekry en met gevolg is met strongman het jy ontsaglike grip toetse waar jou grip moet hou en so het my regterhand die hele tyd oopgegaan in die prime carry en maar my ultimate event was die Atlas Stones en ek het in 2018 ook die enigste ou wat die Atlas Stones klaar gemaak het. En met gevolg is ek was die beste stone lifter ook gewees in 2018 in die wêreld. Yes, that's great. Ja, ek het ewen nou aftor Julius Bjornston uitgestof wat huidiglik ek dink 'n 510 kg deadlift het mos. Ja, van IJsland. Ja, toe wen jy hom met die Atlas Stones. Dis insane. Ek het hom uitgestof. Nee, hy het nie eers die event klaar gemaak nie. Yes, well done. Dis baie cool. Maar ja, Stones was net my ultimate. Dit was jou ding. I loved it. Dis omdat jou rug so sterk is natuurlik, né? Stones is baie rug. Laag. Exactly. En hy diep squat om hom heel onder te gaan uithaal en op te bring. Ek het ook ek was die eerste strongman wat die one motion begin doen het en van daar af te begin almal my kopie. Ek het die stone ge-one motion maar meeste ouens lift hom, lap hom, regrip en dan ek het dit begin one motion en toe begin al die ouens dit te doen want dit spaar jou tyd. Jy weet want jy moet net vrek swaar goed optel nie. Jy moet dit vinnig doen. Jy moet vrek swaar goed vinnig optel want die vinnigste tyd wen. Maar net en toe begin alles net skeefloop. En as daai gospel song wat mos sê nothing is falling apart, everything's falling into place. Maar net in daai tyd voel dit nie so nie. Dit voel net alles begin nou hopeloos te veel skeefloop. My pa was doodsiek, my ma breek haar heup. Die vrou girlfriend wat ek het nou alweer vir die hoeveelste 100ste maal die pad gevat. Ek bestuur 'n massiewe tavern by the way, ek verkoop drank. Ek is 'n porn addict, ek is op steroids, ek slaap rond. Ek lewe net goddeloos. Maar as jy my posts kyk op my page, dan sit all the glory to God.
Maar jy sal nooit ook die naam Jesus sien nie, by the way. Ek was op 'n stadium ook 'n practicing Muslim gewees, net so terloops. Ek Oh. het moskee toe gegaan, ek het 'n Afrikaanse Koran gehad. Ek het die Sunni baard geskeer. Jy sal sien my baard was die snor was weggeskeer. Dis I nou was hoe a dit practicing- gebeur. Muslim het bevriend geraak met my, Nabil Wouda, en hy het my begin introduce aan Islam. Ja. Oh, wag, wat 'n stadium was die nou? Dit was dit het hier in 2014 begin, Robbie. Was so voor die strongman alles van dit. Ja, verseker. Ja, because you're deceived, man. You're seeking, but Jy soek iets. Jy weet jy soek Ja. iets. Ja, dis presies so. Ja, jy weet, like, hierdie trane kan nie fake wees nie, hierdie gevoelens is nie fake nie. Nee, dis nie evolusie nie. Genade tog. Let's just be real, man. Ja, soos ek sê, die groot ding was die build-up vir die strongman, en ek het, en dit sou vir Suid-Afrika huge gewees het, waar Rhino Nel in elk geval nou onlangs het hy die eerste Suid-Afrikaner geword wat World Strongest Man gewen het. Ja. So, ek was sterk op pad om dit te doen. Jy weet, Ja, klink so. was in 2019 was ek 40 jaar oud al. So jy weet, even in daai ouderdom sal dit iets like extraordinairs gewees het dat basies so toppie gaan en die sterkste man in die wêreld word en die eerste titel vir Suid-Afrika huis toe bring. Maar ja, nietemin met 'n groot gestoei met Tox van der Linde aan boord, almal het probeer met die minister van sport, kon ek nie my visa in tyd kry nie. En ek het toe nou nie gevlieg nie. Nou moet jy weet, daai hele prep, al daai voorbereiding is toe nou net vir niks. Dis in 2019. En ja. Yes, dis heartbreaking. Oor 'n ja, visa. Oor 'n stukkie papier kan jy nie vlieg nie en jy gaan represent die 4de maal, maar nie dit nie. Jy's half heeltemal oortuig dat jy gaan wen. Hier is jou jaar, ja. Hierdie is my jaar en dit is toe ook so dat die Amerikanertjie Martins Lisies ook al jaar toe nou gewen het. So either ek sou gepodium het obviously of ek sou gewen het. Maar ek dank God vandag dat ek nie gegaan het nie, want dan sou ek nie vanaand hier gesit het met hierdie interview nie. Ek glo nie as ek sou mee gelewe het nie. Want die leefstyl was so goddeloos, jy weet jy. My afrigter daai tyd Ricardo Barreto het al begin praat van blast and cruise. Nou dis waar jy letterlik nooit weer van steroids afklim. Jy blast wanneer jy gaan deelneem en jy cruise wanneer jy nou net normaal oefen. Ja. En jy bly net op baie goed vir die res van jou lewe. Daar was al klaar, jy weet, praatjies oor dit gewees. Omdat dit net so bots met jou hele prep. Jy weet, nou moet jy off-season en on-season gaan en dit was net makliker. We're gonna blast and cruise now and just gonna stay on steroids for the rest of your life. So dis al hierdie oorweeglike die besluite wat jy moet neem. Maar nietemin ek eindig, dit is nou hier in Julie maand, dis die 20ste Julie. Dit was 'n Vrydag. Hier kom 'n ou aan, Robbie, sy naam is Henny. Ek het hom al 'n paar maal in die dorp ontmoet en goeters. Jy weet nou, jy's hierdie ikoon in jou dorp, want jy's hierdie strong man. Almal ken jou en almal wil foto's neem met jou en bla bla bla. Maar hy kom hier by my aan. Hy sê Johan, hier's 'n manne kamp ding aan die gang in die buurdorp. Wil jy nie saamkom nie? En ek gooi al wat 'n verskoning is voor en ek sê man, ek moet drank verkoop en ek sê by die tavern. Jy weet, nou het ek al klaar, die visa is verby, ek gaan nie deelneem nie, al hierdie klas van goed. En soos ek gesê, die girlfriend het ook alweer pad gevat. En Robbie, net so om jou idee te gee, my pa het ook saam met ander kleurige vroue my ma verneek op die plaas. En as jong kind het ek net hierdie, noem dit nou maar 'n covenant met jouself gemaak om te sê, ek sal dit nooit in my lewe doen nie, want ek het gesien net wat dit aan my ma gedoen het. En hier het 'n swart dame vir my gewerk in my tavern. Was 'n swart man en 'n swart dame. En ek gaan nou nie die drankie skuld gee nie, maar ek wil net sê dat drank, vat jou vermoë om nugter te dink obviously weg. En dan het jy net nie daai inhibisies om nugter te dink.
En natuurlik het ek al my 3de liter Jameson, jy weet, weg. Nee hoor. En ja, ek het met daai swart flou geslaap daai Vrydag aand, Saterdagoggend ure somewhere. En toe ek die oggend by myself nou weer wakker word en by my sinne kom en ek sê, wat die hel het jy gedoen, Pel? Hoe kon jy dit doen? Jy het jou hele lewe lank jouself beloof, dit is nou net die ding wat jy nie sou doen. En ek het my hele lewe lank al 'n selfmoordding gehad waar ek het oorweeg het en probeer het, bla bla bla, maar Robbie, kyk, toe ek daai oggend wakker word, die 20ste Julie 2019, het ek een besluit voor oë gehad. Ek gaan die delete knoppie druk. Ek gaan myself doodmaak. Ek's gatvol. I'm done living this so-called life. Because if this is life, then what's the use even? Jy weet, maar jy trek hierdie pity party op jouself, obviously, want dit is 'n selfsugtige lewe wat jy in elk geval gelewe het. En soos jy tereg al gesê het, nou wonder jy sukkel met depressie nie, want jy gaan nie uit en gaan maak die wêreld beter vir mense daar buite nie. En dis hoekom jy self net, jy oes niks, want jy saai niks. Jy weet, jy het net hierdie selfsugtige lewe. So kom Paulus mos sê, your bellies have become your gods. Jy dien net jou eie buik. Ja. Jy het nie mense lief uit jou hart uit nie, want jy het by the way net 'n stuk klip op hierso. Ja. Dis 'n garantie hoe jy in depressie sal ingaan, deur so te lewe vir jouself, net te fokus op wat vir jou die beste is. Ek wil dit net bevestig, want dit is so mooi hoe jy gesê het. Jy gaan nie uit en gaan sit 'n glimlag op iemand se gesig. Maar jy wil nou self glimlag. Jy het niks, jy het nie 'n oes wat na jou toe kom nie, Pel, want jy het niks gaan saai nie. Jy het net selfsug gaan saai. Want jy saai net in jouself in. Want is me, myself and I. The unholy trinity. En wragtig, daai Saterdagoggend toe is hy nie ou weer hierso. En ek gee toe aan daai ou, want hy het so aangehou, ek moet kom, en ek ry saam met hom daai oggend, Robbie. En as 'n 40-jarige man, hoor ek die eerste keer in my lewe die bloedige kruis, ek hoor die evangelie. Die ou het nog so demonstrasie gedoen met mooi helder water, en hy het swart vloeistof ingegooi, en hy het weer iets ingegooi, en daai swart het net verdwyn, en hy sê, maak nie saak hoe vuil, en hoe ver jy dink jy weg is van God af nie. God se arm is nie te kort vir jou nie, Pel. Amen. En jy weet, and God got a hold of my heart there. En ek het begin sob, ek het begin huil, en Robbie, ek kon nie ophou huil nie, Pel. Ek het nou gedink, ek huil vir myself dood. En ja, ek het die Saterdagmiddag laat opgeëindig weer hierso. Henny het nog langs my gesit. Ek het nou nog daai brief in my Bybelsak, né. Toe skryf hy op 'n stuk papier daar. Toe sê hy, "Oh, how he loves you." En ek het die middag hier aangekom en nou weet die tavern hardloop nog en dis gesuipery en 'n geraas en ek het geen behoefte gehad om 'n dop te drink of 'n bier oop te maak nie. Ek het net probeer uitfigure wat die hel gaan met my aan. En ek het daai aand nadat die tavern toe is, sien die oggendure, Robbie. My gym was hier in my huis. Ek was alleen in my huis natuurlik. Hier was niemand saam met my nie. Sit ek in my borshondjie gewees. En jy weet, die ouens sê altyd God was amazing toe hy die see oopgekloof het en hy was amazing toe hy die vuurkolom en die wolkkolom was. And that's all great, I get it. But I encountered the greatness of God the 21st of July. Alone in my gym on my knees, sobbing and crying out to a God I didn't know. I was just told about this God. And I felt a peace and a love that I've never found in drugs or in vroumense of in niks nie. Robbie, dit was 'n uitroep, soos ons mos lees, soos ou Dawid ook sê, veral in Psalm, ek dink 61, wat hy hartskree te hoor. Hy het in Psalm 51:15, hy sê, roep my aan in jou dag van benoudheid en ek sal jou uitred. Daai was 'n benoude uitroep, hoor. Daai was 'n uitroep van as jy even bestaan.
help my asseblief. Mm. En ek sal u die res van my lewe dien. Dit was iets in daai lyn, okay? En ek het 'n stem gehoor, Robbie, nie in my ore nie. Dit was, wel, ek het dit nie in my ore gehoor nie, man. Daai stem met my praat, soos ek vandag weet, is die Rema stem gewees, nie die Logos woord nie. Die eerste woorde wat hy aan my gesê het, dit is presies wat ek moes hoor. Want ek was so in eensaamheid en hartseer. Toe sê hy vir my, ek het jou nog nooit verlaat of vergeet. Ja. Amen. En toe ek in 'n gesprek sommer net daar, want hier's nou iemand wat met my praat. En nou is dit van, ja, maar Here dit en dat en hy sê, en dan ek punt nou al hierdie goed uit. En hy was net, hoor hierso, hoe dink jy moes ek voel toe ek my seun teen daai kruis sien? Wat is jou verskoning? Waaroor moan jy? Dit is basies, ek wil dit nou net vinnig opsom gee. En toe besef ek, hoor hierso Pel, jy hou nou op met hierdie patiepaar. Want onthou, ek's nog steeds oorwegend met selfmoord in daai gym. I'm still contemplating suicide there, man. Maar ja, toe selfmoord, jy weet nie eens meer 'n gedagte. En toe besef ek, waaroor moan jy? Waaroor even saam? Ek wou nog steeds, obviously nog steeds gehuil en ek huil nou nog my man. Daar's nie 'n dag wat amper verbygaan wat ek nie in 'n gebed saam met God sit en gesels in die oggend en nie huil. Ja. En die Heilige Gees is net altyd vir my bevestiging, want soos die sondares, sy het sy voete gewas met trane. So die trane is altyd vir my 'n indikasie dat die Heilige Gees is daar. Nietemin. Maar ja, dit was dit vir my, Robbie, daai encounter wat ek gehad het met die Heilige Gees daar. Ja. En van daar af was dit 2 maande later was ek op 'n vliegtuig uitgenooi Kenia toe, na Kenya Strongest Man toe as 'n gas atleet, wees net daar. En daar het 'n swart vrou vir my, want by the way, ek was 'n heavy racist gewees. Ek sit hier's 'n koerant uitknipsel waar ek vir moord aangekla was. In 2014 het ek 'n swart kind doodgeskiet. En even gedurende my strongman carrière was hy hofsaak 'n swaard oor my kop gewees. En in 2018 sal jy daar sien, sterk man vrygespreek na 5 jaar. Ja. Halfpatroon dood 17-jarige. Ja, ek was 'n stuk gemors, Robbie. En jy weet, ek weet vandag, rasisme is vrees, dis gewortel in vrees. Dis omdat jy bang is vir die ander ras, dan haat jy hom. Ja. En dis ongelooflik. Met vrees. Ongelooflik hoe jy nou verduidelik, want ek dink mense wat nog nie die Heilige Gees ervaar het nie, die Heilige Gees nog nie in hulle begin werk het nie, kan nie hierdie verstaan nie, want dat jy so in sonde is, jy sê daai vorige aand nog gesondig, die sonde wat jy jouself beloof het jy sal nooit doen nie, en hier kom die Heilige Gees en werk jy en jy maak 'n 180 grade draai. Ons as jy gaan dink aan sendeling werk ook, nê. Soos mense wat sê net maar vir die moslems gaan vertel van die Here. As jy vat in ons kerke, hoeveel kennis ons het. Jy weet hoe ons die Bybel ken en hoe ons jy weet slim mense het en die Grieks kan verstaan en al hierdie goeters. Dan gaan daar mense doen sendeling werk in 'n moslemland. Vertel vrou een keer die evangelie. Dan los hy sy familie, hy los sy geloof. Die ding waarmee hy groot geword het vir 30, 40 jaar en hy gaan dien die Here. In een ontmoeting met die Here. So dit wys en ek se groot ou op teologie. Ek het nou al jare spandeer om hierdie goed te bestudeer en daar's klomp van ons wat die gift gekry het om die Bybel te bestudeer vir mense te gee. Dit is ons nommer 1 manier hoe ons die Here ken. Ek glo alles van dit, maar dit wys jou net as die Heilige Gees jou het, my maat, dan gaan hy vir jou draai. En op so 'n radikale manier, wat soos ek nou verduidelik is, hoeveel mense in ons kerke wat sit, gaan nie hulle families of iets los. Jy weet, met al die kennis wat hulle het, is dit nog steeds as hulle hierdie louwarm Christene. Daai ouer een keer die evangelie, los alles en gaan volg die Here. So dit wys jou presies jou testimony van wat die Heilige Gees in jou hart doen. Yes, but I heard the gospel. Yeah. I heard the gospel because faith comes by hearing and that by the word preached. Amen. But because teaching informs you. Ja. But preaching transforms you. Jy sien, die mense is so overge-evangelized met teaching. Maar daar's not enough Bible preachers. Ja. Okay? Teaching is a vital part of
you Van know, kerk, ja. ja, Maar dis die ding I get it. wat kerk is vir die Christene bedoel, as ek dit so kan verduidelik. In die Ja, sin van ja, dit is my en jou werk of kom ons sê so ouens wat nie pastore is nie, is die werk om die skape te gaan maak. En dan moet ons die skape na die huis te bring sodat hulle daar geteach word. Maar dit voel vir my ons Exactly. misverstaan dit. Dis hoekom ek ook dink dis nie altyd goed om kerk, jy weet, as in 'n Sondagdiens net te evangeliseer nie. Ek dink dit kan gebeur nou en dan, maar hoofsaaklik is Sondag bedoel om die skape te voed met goeie, gesonde Bybellering. Maar ons ander ouens se werk, en presies wat jy doen om te evangeliseer vir klomp mense, is om die mense by die kerk uit te kry, sodat ons van daar af hulle kan rig en teach in die woord van because, God. yes, Ja. because the evangelist recruits people, There we and then go. the shepherds nurture them. Ja, hè, maar daai hele ding voel vir my Ja. ons daai stelsel werk nie vir my gesond in ons kerke vandag nie. Jy weet op Glad. een of ander manier is daar 'n disconnect tussen hierdie verskillende dele van die liggaam wat moet saamwerk. Korrek. Mense is maar net ek dink mense is nie moeg vir die fake, want dit is so fake. You can't fake it till you make it, brother. You're gonna fake Nee. it till you make it. Nee, verseker. En dit is so fakie buite, want jy kan sommer sien, ek het my dogter 'n paar jaar terug daar in die Kaap by een of ander Timothy Ministry something gehad, en jy weet, jy kon net sien die mense se smiles en al die dis nie 'n ware joy wat hulle het nie, dis fake. Jy kan dit sien. Hulle sit voor wat hulle nie is nie. Hulle het nie die joy of the Lord werklik waar. Maar nie met hom en Robbie, die evangelie was aan my verkondig daai Saterdagoggend en daai Saterdag middernagure is ek getransformeer. Robbie, my geloof was van so aard, dit was asof ek die kruisiging met my eie oë gesien het. Dit is die geloof wat God vir my daai aand gegee het. Amen. Want dis nie geloof wat jy self het nie. En soos jy tereg gesê het nou net, dat die Paulus sê mos, as jy nie die gees het nie, kan jy nie die dinge van die gees verstaan nie. En so nou, jy weet nou, hoe gaan vertel jy nou vir 'n heiden wat dood in sy sondes is van wat in die Bybel staan? Hy gaan nie 'n klou hê of eers worry wat jy sê nie. Ja. Wat daai ou moet hoor is die evangelie. Hy moet die bloedige kruis hoor. Amen. Want Paulus sê mos dat die prediking van die kruis is wel dwaasheid vir hulle wat verlore gaan, maar dit is 'n krag van God vir hulle wat gered word. En Paulus het verder gegaan en gesê dat wanneer die heidene na julle heilige lewens wandel, kyk, dat dit hulle lewens sal transformeer. En daar's mos 'n ou gesegde wat een ou gesê het dat at every given time preach the gospel and if necessary open your mouth. Paulus het natuurlik vir Timoteus gesê tydig en ontydig preek die evangelie, want daar is net nie 'n goeie of 'n slegte tyd om Amen. die bloedige Verseker. kruis te Ja. preek nie. Ja. Dis altyd 'n goeie tyd. Ja. Ja, mense hier in my gemeenskap natuurlik, as hulle my sien aankom, dan weet hulle gaan nou weer van Jesus hoor. En ek sien Maar hoe dis dag great. en daai vir hulle my al. Ja. Laat Maar hulle ja, geïrriteerd word deur jou. Dit is O ja, nee, verseker. I love the hell out of them. Ja, verseker. Ja. Ja, amen. So ja, op die vliegtuig dink ek regtig was ek gedoop met die vuur van die Heilige Gees, Robbie, want toe ek terugvlieg Suid-Afrika toe. By the way, die swart man wat my uitgenooi het my met trane op die lughawe gegroet. En nog geen man het my ooit hierdie vraag gevra wat daai swart man my op Kenia, Nairobi se lughawe gevra het nie. Met trane in sy oë, daai swart man my gevra, Johan, may I be your neighbor in heaven one day. So. Ex-rasis, 3 maande terug. En 'n swart man, geen wit man, het my nog ooit daai vraag gevra nie. Nou, met ander woorde, daai swart man het God se liefde in my gesien. Verseker. Hy het God se humility in my gesien. En dis 3 maande na my encounter met God. En jy weet van rasis af na hier vra 'n swart man my, kan hy eendag langs my in die hemel 'n buurman wees? So ja, it struck me, en op pad terug met die vlug was ek op die linkerkant gesit op 'n window seat, en die vlieënier het gesê, if you would look at your left, we are passing Mount Kenya now. En die Heilige Gees het vir my gesê, jy het geen idee hoe groot ek is nie. Jy weet, en daar het ek gevoel hoe die Heilige Gees net met vuur oor my kom, en jy weet, van daar af was ek net so aan die brand vir God, tot nou toe nog, jy weet,
ek sê Saterdag vir die manne daar, in hierdie 7 jaar kon ek nog net nie my Bybel neersit nie. Ek is elke dag besig met hom. Ja. I'm just so hungry. En hy sê mos, hy sal vir jou honger en 'n nuwe honger en dors na hom. Verseker. Hy sê, blessed are those who hunger and thirst after righteousness. Ek's honger en dors vir geregtigheid, my broer. Want God het daai goeie werk in my begin. Ek roem nie uit myself uit nie. Ja. Never. Nee, glad nie. En is dit nie vir jou frustrerend? Want as ek nou presies hoor hoe jy praat, hoe mens kyk na party Christene, is dit soos, het julle iets anders te gekry toe julle wedergebore word? Jy weet, hulle is nog bereid om te gaan sit in die nightclubs, en te suip, en te dans, en te vloek, Sondag hulle in die kerk op te lig. Dus ek sê, jy het nie gekry wat ek gekry het nie. Toe ek wedergebore was, genuine in Christus, wou ek niks met hierdie goeters te doen gehad. Ek het dit begin haat, presies wat jy sê. Soos daar was 'n tyd, dit was eers later in my lewe wat ek ek was genuine wedergebore en later het dit, want jy groei altyd afwaarts jou Christian journey, nee, jy begin besef al hoe meer goeders wat jy doen wat verkeerd is en nie meer wil doen nie, maar ek kon nog sit in half 'n, jy weet, 'n sosiale drinker en ek sit en drink 'n bier hierdie goeders. Toe eendag is dit net soos van, hoekom doen ek hierdie? Jy weet, ek wil die beeld van Christus uitstraal in alles wat ek doen, so ek gaan dit los. En ons hoeveel Christene en Afrikaner boere in Suid-Afrika wat sukkel met drank, en nou sit ek en ek's 'n sosiale drinker, ek drink nou en dan, toe sê ek drink nie meer 'n druppel nie. Ek drink nie meer 'n druppel nie, en ek dink veral 'n pastoor of iemand in 'n geestelike leier, dis duidelik dat die Bybel sê, jy raak nie aan drank nie. Maar die punt is, ek kyk na van hierdie Christene, mense wat sê hulle is Christene, maar hulle lyk absoluut soos die wêreld. Dan sê ek soos van, was daar nie 'n begeerte in jou om te draai van hierdie goed nie? Ja, maar kyk, as jy sê, jy's nou al soveel jaar, wedergebore, hoe is jy nog steeds in doeke? Ja. Hoe suig jy nog steeds jou duim? Presies, ja. Hoe, mama, papa, jy nog? Wanneer gaan jy begin steaks eet wel? Ja. Wanneer Presies. gaan jy die dinge van 'n kind af lê en 'n man word? En weet jy wat die klassiek teken vir my dat hulle so is, nog 'n kind is, in die gees is, as hulle vir jou sê, moet my nie judge nie. Dan weet ek vir jou, dan is dit soos die giveaway, dat hierdie persoon is nog 'n baba in die Here. And it's the most loving thing to do is to rebuke someone. Presies. Natuurlik het ek nou al in my, jy weet, in my learning curves het ek nou al gegaan en so Spreuke sê, jy behaal vir jouself skande as jy 'n goddelose persoon rebuke, want dit gaan nie goed uitwerk vir jou nie. Maar jy moet eerder 'n wyse man rebuke, want dit is beter. Maar nietemin, ek het nou die dag weer die fout gemaak waar ek 'n bottelstoer eienaar gerebuke het, wat hier reg oorkant my by 'n onwettige Shabin drank aflewer. En ek het vir myself skande behaal, want daai ou is unregenerate. Ek meen, jy kan nie vir my sê jy die gees van God en jy ran 3 bottelstore in hierdie dorp. Ja, nee, daai staf. Ek meen, jy wil die drankmagnaat wees, clearly. Ek meen, jy sê, hoe kan jy sê jy's lief vir mense, maar jy verkoop aan hulle iets wat hulle lewens verwoes? 100%. Hoe kan jy ewen sê jy's lief vir God? Want mense is in die beeld van God geskape. So as jy mense, jy weet, skade aandoen, is jy duidelik nie lief vir God nie, want hulle is in sy beeld geskape. Ja, en dit was ek. Dit was 100% ek. Ek het vir 10 jaar drank verkoop, Robbie. En want my liefde was vir geld. Ja. Nie vir my mense, nee, ek het geld lief gehad. En glo my, ek het geld gemaak ook. Ek het een Kersdag wat ek 'n rekord seil gehad het vir die dag. Dit was die 25ste Desember 2018. Het ek 120.000 rand se seils vir die dag gehad. Nie vir ouers. Ja, Jy sal daai manne wil drink. Jesus se verjaarsdag. Daai manne wil drink. Ja, maar jy weet, en die 5de Januarie 2020, nou die gees van God met my begin praat en vir my gesê, hoorie, hoe lank gaan jy nog drank verkoop? Jy weet, hy is gentle met jou. Hy gaan niks uit jou hande uitruk nie. Maar hy wil hê jy moet dit surrender aan hom. Jy moet dit wil gee. Soos ek hierdie naam vir ons gesê het, wil jy regtig ophou rook? Wil jy regtig ophou rook? Hou dan op, man. In die sin van, gee dit dan 100% vir God. En God sal dit van jou wegvat. Maar dan, jy moet dit wil surrender. Because it's all about free will. If you don't want to surrender porn, if you don't want to surrender gossip, if you just have maybe 1% still, it's not going to be removed from you because jy surrender dit nie heeltemal nie, want dit is basies dan nog steeds vriendskap met die wêreld. En dan is dit vyandskap met God.
Stem die saam. 5de Januarie 2020 op 'n Sondagmiddag, ek het daai oggend opgestaan met een mission voor oë. I'm going to close this tavern today. I'm going to close it. En ek het hom so toegemaak dat daar waar die hek was, het ek ewen met bakstene toegebou. Daar sal nooit eers weer 'n hek daar wees nie. En daai selfe gebou word vandag gebruik om groceries te verkoop en hierdie winkel verkoop nie eers sigarette nie. Dit verkoop net kos hierso. En ek roem daarop en sê hierdie winkel, né, jy koop uit die hand van God uit hierso en ek en my vroutjie bestuur dit ook self. Ons dien die mense self hierso. En soos ek maar altyd sê is my counter het my pulpit geword. Ek vir jou hoeveel testimonies wat ek vir jou kan gee van mense wat hier inkom en sigarette soek byvoorbeeld. Dan gaan hulle met trane hulle oë uit, nie omdat hulle nie die sigaret gekry het, maar iets veel beters gekry. Ja. Amen. Ja. Ja, dis great. En so van die drank gepraat net, ek het op dagga gerook, ek het ontsaglik baie dagga bome hier agter in my tonnel gegroei ook. En ek het eendag, my favorite drink was 'n milk stout, waarmee ek begin drink het, en dan sal ek oorgeslaan het na my Jameson en ginger ale toe. Die milk stout wou nie ingaan nie, ek het dit neergesit, ek het 'n splinternuwe bottel van die rak afgehaal, oopgemaak, ek het met my sterk whisky gegooi, soos ek hom altyd gegooi het, en so by die tweede, derde sip, Robbie, die goed het my net gewalg, en I just decided, dis nou klaar, en ek het nooit ooit weer my lippe aan drank gesit nie, dis nou al 7 jaar later, en ek sal vir jou sê, ek haat drank, ek haat 'n leeddrankbottel, wat nog van drank, so ek haat nie jou wat drank drink nie, maar daai drank, ek het nie tyd vir dit nie hoor, ek het nie tyd vir dit nie, ek sê nie ek's beter as jy nie, maar ek is beter as dit waarmee jy besig is. Nee, presies. En dit laat my net ook dink, daar's baie hierdie ding wat ons hoor van revival. Jy weet, deesdae soos baie mense sê, hier gaan 'n revival wees en hier is 'n revival. Ek wil hê mense moet verstaan dat al wat 'n revival sal so lyk, is die borrelstore in ons dorpe is toegemaak. Jy weet die stripclubs, Catwalk hier in Bloemfontein gaan toe. Dis nie net soos klomp Christene wat saam hande klap vir 3 naweke aan een en nou is dit 'n revival nie. Jy weet, 'n revival het 'n daadwerklike verandering in die gemeenskap ook. Mense sal draai na die Here toe en jy sal 'n bewusheid daarvan hê. Jy weet in die winkels en in die plekke wat toegemaak word en die mense wat radikaal na die Here draai, presies soos wat jou storie is. Dis hoekom dit so nodig is dat ons hierdie tipe stories deel, dat ons hierdie tipe goeters vir mense daar buite sit en dalk is ouens in die diepste dal. En kan ek eerlik vir jou sê, nê, hierdie laaste maand in my lewe was daar omtrent 3 of 4 mense wat ek ken, jy weet wat ek mee te doen het wat selfmoord gepleeg het. En dan dink ek net soos, dis so hartseer, want dit is die enigste manier hoe dit kan gebeur, is as jy nie volkome verstaan wat Christus vir jou aan die kruis gedoen het nie. En ek bedoel, gelukkig het jy 'n dag vasgehou, nê? Gelukkig het jy 'n dag vasgebyt, dan dink ek net, miskien was dit daai ouens se volgende dag. En dalk is daar luisteraars wat ook deur hierdie moeilike goed gaan. En ons verstaan, ons almal gaan deur trials, ons almal gaan deur moeilikheid, maar dit is net in my kop, as jy oorweeg om selfmoord te pleeg, of jy het selfmoord gepleeg, of jy ken mense wat dit is net vir my soos, hoe is dit, die Bybel sê daar's altyd hoop in Christus. So dan wys dit net vir my, jy ken nie vir Christus nie. Jy weet nie wie Christus regtig is nie, want anders sal jy dit nie eens oorweeg nie. Anders sal jy nie, en terwyl ek nou rant daaroor, dis so selfsugtige ding, nee, want jy los almal hier wat agterbly met 'n klomp nonsens, met klomp vrae en moes ons gedit en moes ons dit, en hulle dink is hulle verantwoordelikheid. In die meantime is dit jy wat selfsugtig was in jou eie lewe, jou eie gevoelens gevolg het, in plaas dat jy die woord van God vertrou en jou alles vir Christus gee. En soos jy ook gesê het, jy weet dat dan sal, as jy begin iets vir ander mense doen en fokus op ander mense, dan sal jy nie so gefokus wees op jou eie pyn en seer kry nie. Nee, kan nie. Want jy's in elk geval besig om jy weet, onthou nou, jy kan nie liefde daar buite gaan saai as jy nie liefde van God ook het nie. So jy moet eers jou saak, dis hoekom die skrif is duidelik, kom dat ons die saak uitmaak, al was jou sonde soos skarlaken, dit sal witter word as sneeu. Gaan sort jou saak uit met God wel. En dan wanneer julle twee fyn is, jy weet, dan doen ons dit mos van nou af saam. En dit is waar God nou in jou is, deur die Heilige Gees, en nou gaan jy gaan wees vir die wêreld daar buite nie. En jy gaan maak die wêreld 'n beter plek. Want dis, by the way, the Great Commission is go and preach the gospel. Now what's the gospel? Well, it's good news. I'm bringing good news. En frak hierdie wêreld het good news nodig deesdae hoor.
100%. En gaan maak 'n positiewe contribution towards the world there, because die opdrag van Adam aan Adam was go be fruitful and do multiply and exercise dominion. Jy weet nou dan dink die ouens dit gaan oor gaan maak kinders. Nee, dit gaan oor die talente wat jy het, gaan multiply dit. Gaan woeker met dit. Soos jy met daai een stuk wat ook oor die diensknegte gaan met die talente. Jy weet, ja, ek glo in Jesus en nou nee. Efesiërs sê duidelik, jy's gered tot goeie werke, nie deur goeie werke. Amen. Presies. Maar tot goeie werke. Jy weet, nie agteroor sit en wag vir Jesus nonsens en Dani Botha wat nou weer die volgende datum uitfigure. Nee, Ja. dis rubbish. Dit is 'n groot wegdwaling van wat die waarheid is. Ja, nee, en dit wys hoe belangrik is dit dat ons die ouens het, jy weet, wat in die woord gevestig is en wat die woord ken en die woord ordentlik vir mense kan verduidelik. En ons as dit mooi kan saambring met die prediking van die evangelie en die Heilige Gees, jy weet, dan gaan ons regtig disippels maak. En disippels maak wat volkome in die Here gevestig is. Jy weet, wat aanhou die goeie werk doen, wat hierdie goeders reg verstaan, jy weet, sodat as al Dani Botha kom en 'n vals eksegese bring van die Bybel, jy weet, wat 'n ding toespreek wat die Bybel reeds sê ons nie moet doen nie, dan kan ons hierdie goeders vir mense uitwys. En dan gaan mense nie opgewonde raak oor die verkeerde goeders nie. En ek dink dit is so belangrik in hierdie tyd waarin ons nou lewe en in die tyd wat vorentoe gaan. Ja, nee, wat maat. Hier net so kortweg gou Robbie, Habakuk 2:15 is waar ek nou duidelik verstaan. Kyk hierso, nou sê God vir my, jy maak hierdie tavern toe. Habakuk 2:15 sê, vervloek is jy wat aan jou naaste drank gee en hom dronk maak aan sy naaktheid te aanskou. En dan vers 16 is basies waar hy vir jou sê, jy gaan nou die beker van my wraak drink, as jy nie. Jy weet, as 'n streep getrek. As jy daai streep oortrek, dan is dit verby met jou. Net hier onder my is 'n Portugese egpaar, net na my bekering. Is hulle vermoor in hulle besigheid. Hulle het drank verkoop vir jare. Ek het oor die 20 jaar. Ek kyk net hoe geduldig is God met hulle gewees. Maar hulle het nie opgehou nie. Hulle is albei met messe vermoor in hulle besigheid. En 'n ruk later hier bo in die lokasie was ook 'n wit man met 'n tavern met die naam van Shark Tank. En hy is op 'n Sondagoggend reg voor sy tavern doodgeskiet. Toe hy nou gedink het hy gaan natuurlik sy sak geld haal, is daai man met 'n sak lyks toe daai oggend. So. En ja, hoekom lewe jy nog ewen, Johan? Wel, dit is net 'n vraag wat God kan beantwoord. Ek het wel geluister en gedoen wat hy vir my gesê het. En hoekom het ek die tavern toegemaak? Want ek vrees God. Okay, klaar. Amen. Hoekom haat ek sonde? Ek vrees God. Klaar, ek is bang vir God. Amen. Ek vrees hom. Ja, presies. Want dis 'n utmost respect. Ja. Dat ek verdien nie help wel. Klaar. Amen. En hy het vir my gesê, hoor hier is vir 'n tweede kans. Maar moet dit nou nie gaan nee, okay, dankie. I got it. Die Here, dankie. Ek kyk nooit weer terug nie. Amen. Ek kyk nooit weer terug nie. Nee. Dit lyk verseker as jy die tweede kans gebruik. As jy dit gebruik vir die Here. In volle benut, verseker. Ek meen, dit's nie volmaakte wandel nie. Ek probeer in my volmaakte roeping loop. Amen. Dit is niemand, net Jesus is volmaak. Ja, presies, ja. Ek probeer regtig in my volmaakte roeping loop waarvoor hy my geskaap het. Ja, en ek dink mense moet dit besef. Ons teach nie, wel ek teach glad nie 'n sinless perfection nie. Ek dink ons almal is nog sonde. Die Bybel sê vir ons duidelik dat hy wat sê hy sonder sonde is 'n dwaas en dit is glad nie wat ons sê dat jy gaan in hierdie perfekte sondelose lewe lei nie, maar wat ons eintlik op neerkom is, jy weet, sonde gaan jou pla en jy gaan dit wil uitwys. En wanneer jy self sondig, gaan jy skuldig voel daaroor. Dis 'n ding wat ek ook dink mense misverstaan. Om skuldgevoel te hê oor jou sonde is 'n goeie ding. Dis 'n ding wat moet gebeur sodat jy kan ophou daarmee. Dis 'n goddelike ding. As jy gaan kyk hoe Dawid in Psalm 51 skryf. Jy weet daai hele ding, jy sien sy diep spyt in wat hy gedoen het en hy skryf dit vir ons neer sodat ons kan weet, moenie dieselfde goeters doen nie. Maar daai is 'n goddelike Heilige Gees ding wat jou oortuig van daai sonde en dat jy kan wegdraai daarvan. Maar nee Johan, ek dink hierdie was uitstekende getuienis wat jy gegee het. Ek weet nie of daar enige laaste gedagtes of iets is wat jy met ons wil deel of los of enigietsie. Ja, verseker. Ek wil net noem dat
as jong kind het ek op die plaas, en dis 'n ding wat ewen in my heidenskap groot geraak het, en wat ek ewen gesien het in die pornografiebedryf, is bestiality. Dit is 'n ding wat ontsaglik groot is huidiglik, of toe ek het nou nog gekyk het, want ek het dit gedoen. Ek het as jong seun op die plaas omgang gehad met diere. True. Jong Is seun, dit man. baie mense, is dit 'n regte ding wat mense mee struggle? Verseker, Robbie, toe ek nou nog heavy Ek bly porn seker gekyk net het in as 'n heiden. bubble. Maar sê ek ook sê vir net gesê, dit is die ding waar dit begin, hè. Ek bedoel jy het seker in jou lewe nie gedink jy sou dit ooit doen nie, maar daai verslawing aan pornografie lei na al hierdie gemors. Ja, want Dit mes met jou kop. My pa het by sy neef gaan kuier hier by een van hierdie myndorpe, en die ou se vrou het elke maand vir my Hustler edition gekoop, en daai ou het 'n Hustler versameling gehad. My maat, jy kon 'n 1 ton bakkie laai. True. En daar het ek 'n magazine in die hande gekry, en ek het as jong kind, het ek daai goed gesien, en dit het daai monster welis in jou wakker gemaak, en nou weet nou daai gees is nou wakker, en daai gees sal vir jou na allerlei rigtings en goedjies toetrek, en jy weet, en jy doen dit, en dan voel jy so berou daaroor. En ek sal dit nooit weer doen nie, ek sal nooit weer doen. As jy kom kry, doen jy dit weer, en jy doen dit weer, en jy doen dit weer, en jy haat jouself daarvoor. En ja, net terloops, kyk, ouma, God het vir my diep gaan uithaal, hoor. Ja, amen. En hy het van my 'n nuwe mens gemaak. Voorheen was dit vir my so aanloklik om 'n vrou te sien wat nie, jy weet, goed beklee is nie. Vandag is dit vir my glad nie mooi as 'n vrou haarself reveal en haarself nie cover nie. Dis nie vir my mooi. Want I have a new nature now, man. I've been transformed. Amen. And my mind is transformed. Ek dink ook nou anders. Ja. En soos Job ook sê, I've made a covenant with my eyes not to look on a damsel. Jy weet, want die vrees van God is die beginsel van wysheid. Ja. Om te haat wat sleg is. So voorheen, jy weet, you loved it, want dit was sleg. But now you hate it, because it's not good. En jy weet, jy vrees God. Robbie, ja, wat ons net nou gesê het, wil ek weer sê, teaching informs you. Dit maak jou kop vol kennis, but it does not transform your heart. The word of God needs to be preached out here, and it needs to be preached by people that are filled with the fire of the Holy Spirit. Amen. En soos ek altyd sê ook, dit is nie ek wat preek nie, maar is God wat deur my preek. Want wie kan beter sy woord preek as hy self? En dan kyk ons Psalm wat sê, u woord is 'n lig vir my voet en 'n lamp vir my pad. Nou daai woord is mos Torah. Jy weet, in die begin was die woord. Nou, Jesus is die lig vir ons. En as die lig nie in jou opgegaan het nie, en is die probleem met die ouens hier buite, hulle wil van Jesus getuig, maar hulle ken hom self nog nie. Hulle nog net van hom gehoor, hulle ken hom nie. Ek wil net vanaand hier sê, ek ken hom. Ek het hom nog nie face to face gesien nie, maar ek weet ek gaan eendag. Ek weet dit verseker, want soos Johannes sê, hieraan weet ek dat ek 'n kind van God is, deur die gees wat hy my gegee het. Amen. God wil dit nie 'n geheim maak dat jy sy kind is nie. Jy het kinders, Robbie, ek het kinders. Ek kon nie wag vir die dag dat hulle vir my gesê het, papa. Ek wil dit nie, ek wou dit nie vir hulle 'n geheim maak dat ek hulle pa is. Ek wil hê hulle moet weet ek is hulle pa. En jou Skepper wil ook hê, jy moet weet dat jy sy kind is, maar dit kan slegs en alleenlik gebeur deur wedergeboorte, waar God kom en jou, die Bible says, no man has seen God and lives. As jy daai encounter het met God, sterf die ou mens net daar. Ja. Ons sien dit met Paulus, ons sien dit met soveel van die disciples. As hy daai encounter gehad het, is hy nooit weer dieselfde. Amen. En dit is wat ek vir jou daar buite kan sê vandag. Seek the encounter. You'll never regret it. It's the most amazing thing that happened to me in my life. I have the joy of the Lord now. Ek bedink nie meer die dinge van die wêreld hier nie. My gedagtes is hemels. My gedagtes is net na die hemel toe. Hierdie wêreld kan vir my niks bied nie. Ek het dit getry en ek behou net die goeie. En die goeie is die 21ste Julie, toe God
jy weet, homself aan my gereveal het. Ek het hom nie gevind. So. Hy het na my gesoek. Hy soek na jou vandag. As jy hierdie video kyk, of hierdie boodskap hoor vandag, jy's nie te vuil nie, jy's nie te ver weg nie, jy's nie wat die wêreld sê jy is nie. Jy is in die beeld van God geskape. Jy's baie kosbaar vir hom. Amen. En hy het sy liefde aan jou bewys aan 'n bloedige kruis. En hy het die dood oorwin vir jou. Amen. Die angel van die dood is weg. Amen. En ek wil net highlight Dankie, weer man. wat jy gesê het, jou jaar wat jy die hoogste piek van jou karier sou bereik het, wat jy die beste voorbereid was en wat van jou af weggeneem was oor die sinneloosste ding ooit, het jy hier vanaand getuig was die beste ding wat jou kon gebeur het. Want Absoluut. dit het gemaak dat jy by Christus uitkom. So jy het dit geproe. Ja. Ek bedoel, jy het gehad die lewe, jy het die roem gehad. Jy weet al die mense, jy was die held in Suid-Afrika, al hierdie goeters. En om Christus te hê is vir jou absoluut. Daai goeters is Wat? niks, is niks compare tot 'n I Vader. can't it gain. Dis daar Romeine 8:28. Ek verstaan nou presies wat dit sê. Want hy het dit alles ten goeie laat meewerk. It was bad not to go and all that stuff, but now, dankie tog dat hy dit so laat, hy dit so bestuur. I just can look back now and connect the dots and see he was there all the time. He was there all the time. Ek is nou 'n strong man for Jesus. My naam is van minder belang. I'm a strong man for Jesus because that's the name that is important. That's the name that I got introduced to because I just knew it was him. So dis hierdie ouens wat hierdie heilige name en goeie spel, dis great. As dit vir jou werk, werk dit vir jou. Maar ek het hom ontmoet as Jesus Christus. Amen. Ek weet verseker dis hy. Amen. Ja. Baie dankie Johan. Ek hoop jy is geseën. Bid vir Jy jou ook, vir jou my broer. familie en dan hou ons aan hierdie fight nee. Man, ek sal uitkyk vir jou daar aan die poort, my broer. En As hy- ek hoop ek's eendag jou buurman in die hemel, Robbie. Nee, selfde. Ja, Dis reg love you Johan. brother. Asai, dankie man.